Nou die groot vraag wat ons vra vandag is, wat is die spora woord wat in die Bybel voorkom? Nou om hierdie vraag te antwoord, moet ons kyk wat gebeur wanneer 'n persoon 'n ontmoeting met God het. En so baie dankie dat jy saam met my kuier en dit is vir my 'n voorreg om hierdie tyd saam met jou te deel. En ek is opgewonde weer oor die woord wat ons gaan deel vandag, want dit het so 'n groot inspraak in my lewe gemaak en ek glo en vertrou, dit gaan net so groot inspraak in jou lewe maak. Nou die groot vraag wat ons vra vandag is, wat is die spora woord wat in die Bybel voorkom? Nou om hierdie vraag te antwoord, moet ons kyk wat gebeur wanneer 'n persoon 'n ontmoeting met God het. Nou wat ek bedoel is, wanneer 'n persoon 'n ontmoeting met God het, is dan was daar 'n dag of 'n geleentheid in so 'n persoon se lewe waar hy of deur 'n prediking van die woord of deur die woord self of deur omstandighede aangespreek is en onder oortuiging gekom het dat sy lewe met God nie heeltemal in orde is nie en dat daar daardie dag 'n keuse uitgeoefen is om sy lewe met God in orde te kry. Nou wanneer hierdie proses plaasgevind en dan word jy 'n kind van God. Maar ons wil graag stil staan by hierdie proses wat plaasvind wanneer jy so 'n ontmoeting met die Here het. En daarom gaan ons 'n bietjie stil staan by die woord en kyk wat sê die woord vir ons, want 1 Petrus 1 vers 23 verduidelik vir ons hierdie proses. Nou ek vertrou dat jy al op so 'n punt in jou lewe gekom het, dat daar 'n ontmoeting met die Here was. Indien dit nog nie gebeur het nie, dan gaan ek vir jou 'n klompie skakels gee aan die einde van die video, onder die beskrywing wat jy kan volg, waar ek die wedergeboorteproses in detail bespreek. Nou as daar al so 'n dag in jou lewe was, dan vertrou ek ook dat hierdie aanbieding vir jou gaan help om 'n dieper en meer intense verhouding met die Here te hê. 1 Petrus 1 vers 23. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad of menslike saad nie. Ek sê dit maar sommer self so in, dat ons net ter wille van duidelikheid, maar uit onverganklike saad of die spora of God se saad, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Nou wat hierdie woordjie spora baie besonders maak, is dat hy kom net op hierdie een enkele plek in die hele Bybel kom hy voor. En as daar so 'n spesifieke woord is wat deur God uitgesonder is om gebruik te word, dan moet ons weet dat daardie woord ook 'n baie spesifieke betekenis het. En dit is presies wat ons sien hier waar hierdie woordjie spora gebruik word. As ons kyk na die skrif, dan sien ons, hy praat van verganklike saad en hy praat van onverganklike saad. Nou hierdie onverganklike saad is die woordsaad van God. Dit is God se eie saad wat 'n bevrugting in ons harte kom werk. Nou die wonder van hierdie saad van God, wat dit radikaal anders maak as enige ander saad, is juist dat hierdie saad verwek iets wat ewigheidswaarde het. En dit is die nuwe skepping wat in ons verwek word wanneer ons deur hierdie saad van God bevrug word. Nou ek wil net gou by hierdie geleentheid wil ek onderskei tussen 3 verskillende soorte saad waarvan in die Bybel gepraat word. En die eerste een is natuurlik menslike saad. En die doel van hierdie menslike saad is dan uitsluitlik vir voortplanting. En dan die tweede saad waarvan gepraat word is die woordsaad. En dan kyk ons byvoorbeeld na die skrifgedeelte waar die Here praat oor die saaier het uitgegaan om te saai en 'n gedeelte het langs die pad geval en die voëls het dit weggepik en die ander het in die rotsagtige plekke geval. Ons ken almal daardie gedeelte in die Bybel. En dan die derde saad waarby ons dan wil stil staan is dan nou juist spesifiek hierdie spora saad. Nou die saad van die woord, dit is spesifiek daar om ons gedagtes te vernuwe, om ons siel te vernuwe. Want die woord sê ook, ontvang dan met die sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Nou die eerste 2 sade wat ons genoem het, die menslike saad en dan ook die woordsaad, soos wat die woord gepredik word, dit word albei in die oorspronklike taal sperma genoem. Maar wanneer ons kom by hierdie derde ene, God se saad, dan word hierdie spesifieke saad word dan spora genoem. Nou die doel van hierdie spora saad is dan juis om die bevrugting of die wedergeboorteproses in ons lewe te begin. Nou ek sit vir ons hierso so 'n prentjie op
net om hierdie gedagte te verduidelik. Nou wanneer ons kyk na die menslike bevrugting, dan sien ons dat soos die vroulike eiersel word dan basies omring deur 'n magdom manlike sperm. En net een van daai spermselletjies het dan die geleentheid om in te dring binne in daardie vroulike eiersel en om dan 'n bevrugting te bewerk. Nou die persoon of die skepping wat dan as gevolg van dit tot geboorte kom, is 'n totale nuwe skepping. Dit is nie die pa nie, of dit is ook nie die ma nie. Dit is 'n totale nuwe skepping. Soos in ons geval, dit is dan 'n kind wat gebore word. Nou net so sien ons dan ook in die geestelike riem. Ons word dag vir dag word ons omring deur woord, of deur die prediking wat ons hoor, of deur die skrif wat ons lees, of deur 'n vriend wat die evangelie met ons deel, of wat ook al die geval mag wees. So net so word ons letterlik ook dag vir dag word ons omring met die woord. En dan kom daar 'n spesifieke dag, wanneer daar 'n spesifieke woord is, wat inslag vind in die gees van die mens, en daar 'n bevrugting werk, en dit is wanneer daar ook, dan binne in jou as mens, kom daar 'n nuwe skepping tot stand. En dan hierdie nuwe skepping wat tot stand kom, is 'n totale nuwe skepping. Dit is nie die ou mens nie, dit is 'n nuwe mens. En ons gaan nou 'n bietjie stil staan by skrifte wat vir ons ook meer duidelikheid gee oor dit. En dit is juist hierdie gedagte wat my so opgewonde maak, dat hierdie nuwe skepping wat tot stand gekom het in my, is nie die ou skepping nie. So dit gaan nie meer oor wie ek is, wat ek gedoen het, waar ek vandaan kom, wat my opvoedkundige kwalifikasies is, wat my finansiële status is, dit maak nie meer saak nie. Hier is 'n nuwe skepping binne in my, wat tot stand gekom het, en hierdie nuwe skepping wat tot stand gekom het, is verwek deur die saad van die lewende God. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het en alles wat daarin is. Die Vader van ons Here Jesus Christus, dit is juist sy spora saad, wat deur sy woord gekom het en in my gees bevrugting gewerk het. Nou, hoekom het ons hierdie bevrugting in ons lewe nodig? Nou, wanneer ons kyk dat die mense samestelling is dat hy 'n geeswese met wat 'n siel het en in 'n liggaam woon. Maar as gevolg van die sondeval het die mens hierdie geesverhouding wat hy met God gehad het, is verbreek as gevolg van die sondeval. En daarom is dit so nodig dat ons weer gebore moet word. Nou, wat gebeur wanneer ons hierdie spermsaad ontvang in ons harte? Dan kom daai spermsaad en hy kom bevrug my dormante gees, of my gees wat dood is vanweë die sonde, kom bevrug hy hierdie gees van my, en hy maak my gees weer lewend, en dit maak dat daar uit my uit 'n nuwe skepping ontstaan, 'n goddelike persoon, deur die saad, deur die spora van God verwek, 'n totale nuwe skepping. Nou kom ons kyk gou wat sê die skrifgedeelte vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, want hy omskryf hierdie gedagte baie mooi. Hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Maar ek hou van die Engelse vertaling, want dit stel dit vir ons so bietjie meer duidelik. Hy sê, therefore, if anyone is in Christ. Nou, hier is die sleutel van hierdie hele ding. In Christus word hierdie nuwe skepping, kom hierdie nuwe skepping tot stand. Sonder Christus kan hierdie nuwe skepping nie tot stand kom nie. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So die oomblik wanneer hierdie bevrugting plaasgevind het, vind daar 'n geweldige belangrike proses in ons lewe plaas. Nou word ek 'n nuwe skepping. 'n Geeswese wat 'n siel het en in 'n liggaam woon. Waar my gees dood was vanweë die sonde, is my gees nou lewend gemaak. En vir die eerste keer in my lewe word ek teruggerestoreer na die posisie wat Adam en Eva gehad het voor die sondeval. Nou word ek 'n geeswese en nou is ek in staat om met God in 'n gees-verhouding te staan. Want as hierdie proses in ons lewe nie plaasgevind het nie, dan probeer ons met God vanuit 'n intellek in 'n geesverhouding staan en dit werk nie. Want God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So wat nou hierop volg, nou moet my siel, my wil,
my denke en my emosies, dit wat alles in my sielsarea geleë is, dit moet nou verander word en dit moet vernuwe word, want dit is alles deel van die ou mens. Dit moet verander en vernuwe word, sodat dit gelykvormig word, my gedagtes begin gelykvormig word aan die woord van God. Kom ons kyk wat sê die skrifgie vir ons in Jakobus 1 vers 21. Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En 'n ander skrifgedeelte wat hierby aanpas is 1 Petrus 2 vers 2, waar hy sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou moet ons net verstaan dat hierdie nuwe skepping is 'n nuutgebore skepping, en letterlik soos 'n babatjie moet hy groei, en die voedsel wat hy moet kry is dan die woord. Dit is vir my altyd so mooi as ek so na 'n pasgebore babatjie kyk, en daai babatjie is in die mamma se arms vir die eerste keer, en dan die volgende oomblik dan begin daai koppie so draai, en dan begin daai mondjie so trek, dan begin daai babatjie ietsie soek om te drink. En dit is so 'n instinktiewe begeerte, en wanneer hierdie wedergeboorte in ons plaasgevind het, wanneer hierdie bevrugting in ons plaasgevind het, dan is dit gewoonlik 'n natuurlike, spontane reaksie by ons, is 'n honger en 'n dors na die woord, want dit is wat ons nodig het om op te groei. Nou dan ten laaste, 'n baie interessante gedagte is, hierdie nuwe skepping wat nou in ons tot stand gekom het ewigheidswaarde, het alreeds die ewige lewe, omdat hy verwek is deur die saad van God, wat ewige lewe het, wat ewige saad is. En daarom is dit so nodig dat wanneer ons hierdie ewige lewe gekry het reeds binne in ons, dan moet daar ook 'n aanpassing in ons liggaam kom. En hierdie verganklike liggaam wat gebonde is aan tyd en wat moet vergaan, moet dan ook vervang word met 'n liggaam wat onverganklik is, wat ewigheidswaarde het. En kom ons kyk wat sê die woord vir ons hier in 1 Korintiërs 15:50. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Nou ek wil net gou hier vir 'n oombliekie stil staan. Wanneer die woord praat van broeders, dan praat hy met mense wat reeds hierdie spora saad ontvang het, wedergebore kinders van God. En dit is hoekom hy hulle broeders noem. In baie gevalle word die wedergebore kinders van God as ons aangespreek in die Bybel. En dit is baie belangrik dat ons hierop moet let. Die ons sluit nie noodwendig in mense wat nie gewederbaar is nie. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Hierdie verganklike liggaam kan nie die onverganklikheid beerf nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons, met ander woorde, die wedergebore kinders van God, sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word. Dit is nou die mense wat reeds in Christus gesterf het, van die opstanding van Christus af, tot vandag toe, die mense wat reeds in Christus gesterf het, hulle sal onverganklik opgewek word, en ons wat nog in die lewe oor is, ons sal verander word. Want hierdie verganklike liggaam van my en van jou, moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So hierdie verganklike liggaam van my en jou moet verander word. Hy moet in 'n staat kom waar hy ewigheidswaarde gaan hê. Vers 54, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Ons het reeds ewigheidswaarde, maar hierdie liggaam van ons, hierdie liggaam waarin ons nou woon, is nog steeds gebonde aan die dood. Maar die oomblik wanneer hierdie verandering in die liggaam plaasgevind het, dan verander die omstandighede, en dan ontvang ons 'n liggaam wat vir ewig kan lewe, om hierdie nuwe gees van ons, hierdie gees wat deur die spora van God verwek is, om hierdie gees vir ewig te huisves. So 'n baie belangrike vraag wat nou opduik is, presies wanneer gaan hierdie gebeure wat in 1 Korintiërs 15:50 beskryf word, wanneer gaan dit plaasvind? En dit is 'n baie goeie vraag. Nou hierdie gebeure gaan plaasvind die oomblik met die wegraping.
Want dit is duidelik dat hierdie liggaam nie weggeraap kan word as daar nie 'n verandering in die liggaam gaan kom nie. En die mense wat nie wedergebore is nie, wat nie hierdie verandering in die liggaam ervaar het nie, gaan 10-1 nie die wegraping meemaak nie en sal moet agterbly om deur die groot verdrukking te gaan. Vir meer inligting oor die wegraping gaan ek ook 'n skakel los onder in die beskrywing, kyk gerus daarna en laat toe dat die Heilige Gees jou oortuig. Nou hier is 'n kerngedagte wat ek wil hê ons moet vasmaak in ons gees. Wanneer ek deur die spora van God verwek is, dan is ek sy eie kind. Sy gene is in my. Nou word hy my Abba Vader. Die God wat hemel en aarde gemaak het my verwek en hy is my Papa, my Abba Vader. Sy spora saad het my verwek. 'n Kosbare skrif in Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. En onder andere sluit hierdie vrees in die vrees vir die dood. Maar julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Kyk nou net na hierdie pragtige skrif in Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. As jy nie kind is nie, kan jy nie erf nie. As jy kind is, kan jy erf. Nou word ons erfgenaam van God deur Christus. En natuurlik dan die wonder van dit alles is dat hierdie erfporsie wat ons hier verkry, gaan nie oor die materiële dinge nie. Dit gaan oor die dinge wat ewigheidswaarde het. En ons sal vir ewig sal ons in hierdie erfporsie deel wat ons deelagtig geword het. Nou om hierdie rede is dit so belangrik dat ek sit nou met hierdie nuwe skepping in my. Maar in my denke sit ek nog met die ou sondige natuur, my ou maniere van dinge doen en verkeerde denkwyses. Daarom is dit so nodig dat ons gedagtewêreld moet verander word deur die ingeplante woord wat ons ontvang. Dat ons moet blootstelling kry aan die woord, sodat hierdie ou natuur vir my kan verander, sodat hy meer en meer gelykvormig kan word aan hierdie nuwe skepping wat binne in my is. Want hierdie nuwe skepping wat in my is die Christus natuur. En ek moet aanpas, sodat my leefstyl, my woorde, my gedagtes, waar ek gaan, wat ek doen, dat dit al hoe meer in lyn kom met die aard en die karakter en die natuur van hierdie nuwe skepping wat in my is. En hierdie nuwe skepping wat eintlik die aard en die karakter en die natuur van God ons Vader moet weerspieël. Nou dink net vir 'n oomblik daaraan. Wanneer jy weer gebore is, wanneer daar 'n dag in jou lewe was wat jy jou sake met God in orde gekry het, dan is jy 'n nuwe skepping. Dan is jy eintlik 'n goddelike wese. Jou Vader is nou die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Die Vader van ons Here Jesus Christus het ook nou my en jou hemelse Vader geword. Sy spore het my en jou verwek en ek is nou sy eie kind. Ek is nie nou meer 'n sondaar nie. Ek is nou 'n kind van die lewende God. En dit is so nodig dat ons denke by hierdie gedagte moet aanpas. Nou kom ons kyk na ons laaste skrifgedeelte wat net so kosbaar is. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as Jesus verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Daardie dag wanneer ons Jesus gaan sien van aangesig tot aangesig,
wanneer ons die verandering in hierdie liggame van ons ervaar het. Ons het hierdie nuwe liggame gekry en ons gaan Jesus sien, ons gaan in sy oë kyk, hy wat vir ons gesterf het, hy wat bereid was om vir ons die prys te betaal. Ons gaan hom sien en dan gaan hierdie geweldige verandering plaasvind waar ons so hoog opgelig gaan word dat ons aan hom gelyk gaan wees. En dan gaan Jesus kom en dan gaan hy ons vat en dan gaan hy ons voor die Vader stel as sy bruid. En van daardie dag af, soos die woord sê, sal ons vir ewig saam met hom wees. Dit is hoekom ek nie kan sê dat ek 'n Christen is omdat ek in 'n Christelike huis groot geword het of omdat ek 'n verbondskind is nie. Ek is nou 'n kind van God omdat ek wedergebore is, verwek is deur die spora saad van die lewende God. Baie dankie dat jy saamgekuier het en laat toe dat hierdie woord inslag vind in jou hart, want dit gaan bepalend wees van jou identiteit as kind van God. Dit gaan bepalend wees dat jy jou kop kan optel, die wêreld en die bose magte in die oë kan kyk en weet wat is jou fondament, wat is jou fondasie, waar jy vandaan kom, kind van die lewende God. Mag die Here vir jou help dat jy ook groei in hierdie nuwe identiteit van jou in Jesus naam. Amen.